Tema van my boodskap vanaand is, ons koning is op pad. Kom ons lê die oor en bid ons saam. Ja, Here Jesus, ek bevra dat U nou met ons sal praat, spreek tot elkeen van ons. Ja, Here Jesus, laat ons ernstig sal wees met U woord. Dat ons die woord sal inneem en sal luister en ons harte sal berg. En dat ons onsself sal ondersoek en sal toets en kyk waar ons met U staan. Dankie vir die woord wat vanaand uitgaan. Dankie dat U nog 'n behaag met ons, Here Jesus. Spreek nou tot ons, want U kinders luister. Amen en amen. Dan sal met my kyk in Matteus 25 vers 1 tot 13. Matteus 25 vers 1 tot 13. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem en uitgegaan het, om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig, en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep: daar kom die bruidegom, gaan uit, hom tegemoet. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê: miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê: meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê: voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. Daar is een ding wat u baie mooi moet verstaan as ons na hierdie gedeelte kyk. En ek weet ek praat met mense wat op pad met die Here stap. Maar ons moet baie mooi luister vanaand. En onthou, die woord wat ek bring ek soos wat die Here vir my die woord gee. So kom ons luister na die woord wat uitgaan. Kom ons vergeet van alles wat die week so ver gebeur het en omstandighede en ons fokus vanaand op die Here. Daar's een ding wat ons baie mooi moet verstaan as ons na die teksgedeelte kyk. Dit praat van 10 maagde. Ons lees nie van 5 maagde en 5 buitestanders nie. Nee. Daar was 10 maagde. Nou vra jy vir my, wat is so belangrik daaraan? Wat is nou eintlik die punt? Wat probeer ek nou sê daardeur? As jy mooi gaan kyk, kind van God, die woord is vir die kerk bedoel. Luister baie mooi, dit is vir ons as die gemeente, vir die kerk bedoel. Dit is nie bedoel vir die wêreld nie. Daar was 10 maagde gewees. Al 10 van hulle het lampies gekry en olie gekry. Vir die wat hulle self Christene noem, die gelowiges, die gemeente, kinders van God, vir die wat dalk na die tyd na die boodskap mag luister op die video wat ons plaas, wie ook al na die woord mag luister, neem kennis daarvan. Die wat hulle self sien as Christene, vir die wat sê hulle is kinders van God, dan is die woord vanaand vir jou bedoel. Vir jou wat kyk op die videoskerm, of vir ons wat in die kerk sit, die woord is vir ons as Christene bedoel. Wat sê ons is kinders van die Here? Insluitende vir my. En dubbel so vir my, want die woord van God sê, die wat voor staan, sal gaan dubbel verantwoordelik wees.
So ek sluit my nie uit by die woord van God nie. Ek dink dit het tyd geword dat ons begin ernstig word met God. En as ek sê ernstig word met God, bedoel ek ons moet ernstig word. Ons moet ernstig word. Ons moet ophou speletjies speel. Mense kan so maklik 'n kerkbank warm sit, maar besef jy wat dit werklik kos om 'n Christen te wees? Het jy al gaan bereken wat dit kos om 'n kind van God te wees? En ek dink baie keer is die kerke nie meer ernstig nie. Die woord wat uitgaan vanaand is 'n waarskuwing, en 'n baie sterk waarskuwing vir die kerk van die Here. In Openbaring aan die einde van elke brief sê dat wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Ons het nou deur die briewe gewerk van die 7 gemeentes. Elke brief dan kry jy dit. Die wat ore het, laat hom luister. Dis wie 'n oor het, luister na wat die Here vir u wil sê vanaand. Word stil daar waar jy sit en bid vir die Here en vra, Here, wat wil u vir my sê? Ek gee nie om hoe naby jy met die Here wandel. As jy daagliks met die Here wandel, wonderlik. Dis wonderlik om te weet, jy wandel met die Here, jy stel die Here eerste. Dis goed so. Hou so aan, volhard, kind van God. Ek wil jou aanmoedig, volhard. Staan vas, veg die goeie stryd. Maar selfs u en ek moet luister na die woord wat uitgaan. Selfs ons wat werklik opreg met die Here wandel, moet sê, Here, wat wil u vir my sê? Wat kan ek leer? Wat se waarskuwings kan ek toepas in my lewe om te sorg dat ek nie afdwaal nie? Want jy weet, selfs u en ek, as ons nie gaan pas op nie, kan afvallig raak. Ons kan ons oor van die Here afhaal en ons kan val. En daar is baie Christene wat voluit vir die Here geleef het, wat aan die brand was, en die op die einde skielik uitgeval het. So kom ons, pas dit op ons eie lewens ook toe. Kom ons maak ons gebed daagliks, soos wat Dawid sê, Psalm 139 vers 23 en 24. Deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die weg, op die ewige weg. Is dit jou gebed vanaand? Soos opreg met die Here. Mag ons nooit so hoogmoedig raak dat ons dink ons het dit gemaak. Mag ons nooit dink ons is te wonderlik en ons het dit gemaak en dan uitmis nie. Here, u koms is naby, Here. U koms is om die draai, Here. Here, help my dat ek staande sal bly. Toets my daagliks, Here, en kyk of daar by my iets is wat nie van my hoort by 'n kind van God nie. En waarsku my teen dit wat verkeerd is in my lewe, Here. Laat ek rein voor u kan wandel, Here, in opregtheid. Laat ek daagliks myself sal ondersoek en die sonde sal aflê. Dat ek minder kwaad sal word. Dat ek meer vriendelikheid sal uitstraal. Dat ek meer liefde sal gee. Dat ek meer geduld sal hê. Dat ek heilig sal lewe. Ons buig onsself voor die Here en Here vra, Here, help my, want ek kan nie sonder u nie. Die koms is om die draai. En ek wil reg wees as u kom. Ons kry hier te doen met 10 maagde. 5 was wys en 5 was dwaas. Daai 5 wat wys was wys vir die een rede. Hulle was vir 'n rede wys gewees. Hulle was voorberei. Hulle het hulle lampies getoets, skoongemaak en seker gemaak daar is olie in. Ook het hulle olie in hulle kanne saamgeneem, wat ekstra olie saamgeneem. Nou ons lees nie al die goed in die Bybel wat ek nou genoem het nie, maar ek kan myself voorstel. Hulle het geweet hulle moet die bruidegom gaan ontmoet. So nou kan ek in my gedagtes myself voorstel hoe hulle lampies gepolies en soos iemand wat op 'n staptoer gaan.
Hy weet hy gaan op die stad toe, nou pak hy sy hele sak uit en hy maak alles reg en hy kyk as alles in plek is. En so het hulle 10 hulle lampies gevat en gepolies, gekyk of die put nog reg is en of alles werk en seker gemaak, ok, ek het my spaarolie, ek het die olie, ek is reg. Is dit wat ons doen? Ondersoek jy jou daagliks om te kyk of jy nog reg is, soos wat hulle lampies ondersoek het. Soos ek sê, ons lees nie dit nie in die Bybel dat hulle dit gedoen het, maar ek kan maar net dink dat hulle dit gedoen het. Iemand wat wys was, sou na sy of haar lamp omgesien het, kan dis by myself dink. Hulle sou seker maak hulle lampies is in gereedheid om te kan gebruik. Dat daar nie probleem gaan wees wanneer hulle dit gaan moet gebruik nie. Wie weet, dalk het die 5 dwaas ook hulle lampies in gereedheid gebring, ons weet nie. Hulle het dalk ook hulle lampies gepolies en reggemaak. Heel moontlik. Dit sal ons egter nie weet nie, want die teks sê dit nie vir ons nie. Wat ons wel lees in die teks, die 5 wyses het seker gemaak, hulle het genoeg olie. En het olie in hulle kanne saamgebring. Die dwaaste maagde daarenteen het nie voorsiening gemaak nie. Hulle het net die olie gehad wat hulle gehad het en dit was dit. Hulle het nie genoeg olie saam met hulle geneem. Onthou, dit was almal maagde gewees. Dis hoekom ek sê, ons praat met die kerk van die Here hierso. Ons is almal kinders van die Here. Almal van ons werk daar in die kerk en ons doen dalk dinge. Jy mag dalk betrokke wees. Jy mag dalk 'n bediening hê. Almal is kinders van die Here. So sê ons. Maar is jou olie reg? Is jy reg vir die koms van die Here? En ek sê ons is Christene, maar hoeveel Christene gaan heeltemal omkant gevang word? Wanneer die trompet blaas, hoeveel Christene gaan agterbly? Let ook baie mooi op. Al die maagde het aan die slaap geraak. So dit was nie aan die slaap raak wat die probleem was nie. Hulle het vaak geraak en hulle het geslaap. Dit is 'n menslike ding om te slaap. Maar daar was iemand wat vooruit gegaan het en geroep het. En dis hoekom hulle het geweet, daar gaan iemand kom wat hulle gaan roep. So, dit was nie eintlik 'n probleem dat hulle in die slaap geraak het nie. Ek weet, ek het al boodskappe gehoor wat mense sê, jy moet nie in die slaap gevang word nie. Nee, dis nie die konteks hier nie. Want dat iemand vooruit gegaan wat geroep het, so hy het hulle wakker gemaak. Die probleem was nie by die slaap nie. Toe hulle egter die geroep hoor, die bruidegom was op pad, het almal van hulle opgestaan en hulle lampies gereed gekry. En dis waar die probleem kom. Die man het aangehardloop gekom, want hulle het normaalweg vooruit gegaan, iemand vooruit gestuur, en die het geroep, kom in gereedheid, die bruidegom is op pad. En die 5 wyses het nog olie in hulle lampies gegooi, en hulle liggies het gebrand, en hier kom die ander agter, ons gaan dit nie maak, ons het die olie nie. Ons het die olie nie, wat nou? Wat gaan gebeur as jy nie reg is die dag as die Here kom? Ons hou ons besig met allerhande dinge, maar is jy reg as die Here kom? Asseblief gee vir ons van julle olie het hulle gevra. Maar hulle kon nie, want dit was net genoeg vir hulle. En hoor baie mooi, want hier is nog 'n belangrike punt wat ons nie moet mis nie. 'n Baie belangrike punt. Jy kan nie op ander se geloof en se redding wil staat maak nie. Kinders kan nie op hulle ouers se redding staat maak nie. Jy kan nie op jou ouers se redding staat maak nie. So dit gaan nie help jy sê ek is in 'n Christenhuis gebore nie. Elkeen is vir homself verantwoordelik. Wanneer die Here kom, is elkeen vir homself. Die bruidegom was heel waarskynlik nog 'n entjie weg, want die wat roep het hom vooraf gegaan om die wat wag te laat weet, begin gereed maak. Die bruidegom is op pad. Maar al was hy nog 'n entjie, daar was nog genoeg tyd vir hulle om hulle lampies in gereedheid te kry.
En met die het die dwaases in dorp toe gegaan om olie te koop en terug te kom. Want terwyl hulle weg was, het die bruidegom gekom. En dis waar die probleem is. Hulle was nie gereed nie. Hulle was onkant betrap. Met hulle terugkeer was dit te laat, die deur was toe, die deur was gesluit. Kans was verby. Die deur was gesluit. Hulle het dit gemis. En maak nie saak hoe hulle gesmeek het nie, die antwoord was, gaan weg, ek ken jou nie. Ek ken julle nie, julle het niks hier te doen nie. Gaan weg. Wil jy eendag daai woorde hoor by die Here, wat die Here vir jou sê, gaan weg, ek ken jou nie. Maar Here, ek was besig in die kerk. Here, ek het in die koor gesing. Here, ek het die woord verkondig. Ek was 'n pastoor of 'n dominee of 'n diaken of 'n wat ook al. Gaan weg, ek ken jou nie. Want dit gaan oor wat jy doen nie. Is jou olie reg? Wandel jy met Jesus Christus? Al weet ons nie wanneer die Here gaan kom nie, ons weet hy's op pad. Maar moenie laat ons op kant gevang word nie. Want soos ek sê, met hulle terugkeer het hulle agtergekom, hulle het dit gemis. Dit maak nie saak hoe hulle lampies in gereedheid gekry het nie. Die belangrikste punt wat daar moes wees, was nie daar nie, hulle het nie olie gehad nie. Hulle was nie gereed nie. Voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie, sê die man vir hulle, gaan weg. Die Here is op pad, voorwaar, die Here is op pad, en ons moet begin wakker word. Dalk moet ons mekaar weer begin groet, soos in die ou dae. In die ou dae het hulle mekaar gegroet, die Here kom. En dan het hulle teruggeantwoord, voorwaar, hy kom verseker. Wat van as ons mekaar weer so groet? My broer, die Here kom. My suster, die Here kom. Voorwaar, hy kom verseker. Mag ons gereed wees vir as hy kom. Mag ons lampies vol olie wees as hy kom. Dalk as ons onsself gaan herinner daaraan, sal ons miskien waaksaam bly. Kyk rondom julle. Gaan sit bietjie en kyk na die nuus. Ek kan vir jou amper waarborg, maak nie saak waar op die wêreld jy gaan kyk nie. Daar's moeilikheid en probleme en pryse wat styg en ek is nogal verbaas gewees nou die dag toe ek na video kyk van ander lande. Weet jy hoeveel ander lande sukkel hulle net so met gate in die paaie? Ek was so bly gewees om te sien, is nie net Suid-Afrika nie. Dis nie net ons land wat gate in die paaie het nie. Vooruitstrewende eerste klas lande, soos hulle sê. Dan kla die mense oor gate in die paaie, pryse wat styg, inflasie wat die hoogte inskiet, mediese sorg wat agteruit gaan, geweld, misdaad, moord, roof, oorlog, sprake van oorlog. Die hele wêreld is deur mekaar. Dis asof die hele wêreld onderste bo gedraai is en geskit is en alles is deur mekaar. Mens weet nie meer wat mens kan glo en nie kan glo nie, en wie mens kan glo en nie kan glo nie. En die wêreld is in 'n gemors. Elke liewe land op hierdie aarde is in een groot gemors. Suid-Afrika is nie die enigste land nie. Ek gaan luister maar dan hoor jy hoe klaar die mense reg oor die wêreld. Die Here is op pad. Die einde is naby. Ons sien die tekens. Ons sien die tekens rondom ons. En ons weet die Here is op pad want hy het gesê hy kom weer. Maar niemand stel meer werklik belang nie. Mense het 'n vorm van godsaligheid maar ontbreek aan die heerlikheid. Hulle ontbreek aan die heiligheid. Hulle sê hulle is Christene, tog het hulle geen idee wat dit is om 'n Christen te wees nie. Hulle het nog nooit 'n verhouding met Jesus Christus gehad nie. Ek het gisterand by die bidtier gesê, om te sê jy behoort in 'n kerk, beteken niks nie. Want om 'n godsdienst te hê kan jy net sowel 'n boeddhis wees of 'n moslim wees of 'n hindoe wees.
Dit beteken vir jou niks nie. Want jy gaan op dieselfde plek opeindig as hulle. Die enigste een wat jou siel gaan red is Jesus Christus. En dan moet jy 'n verhouding met hom. Jy moet met hom wandel. Jy moet met hom praat. Jy moet tyd spandeer met hom. Hoeveel sal vir jou sê, ek het my kerk, ek was gedoop, ek is gekatekiseer, en ek hoort al jare aan so en so gemeente. En ek was gebore in 'n Christenhuis. Soos ek al so baie gesê het, as jy in 'n McDonald's gebore is, maak dit jou nie 'n McDonald's hamburger. En dan vertel hulle jou die mooi storie van God, wat nou 'n God van liefde is. En ons is onder genade, so wat veroordeel jy my? Hou op om my te oordeel. En dan leef hulle net hulle wil. Geen saak met Jesus Christus nie. Volgens hulle het hulle klaar hulle one-way ticket to heaven. En dis al wat saak maak. Ek het my kaartjie. Sonder genade, jy kan my niks sê nie. Ek kan lewe soos ek wil. Ek kan drink, ek kan partytjie hou, ek kan rondslaap, ek kan doen wat ek wil. Dis die wat soos die 5 dwaase was. Hulle is nie gereed nie. Want hulle stel alles bo die Here. Ons kan maar kyk na die kerk ook. Roep hom, kyk soos vanaand. Jy roep hom om diens te hou. Hemelvaartdiens. Van alle dienste, waar is die mense? Maar ons is Christene. Ons is lief vir die Here. Maar die Here word altyd op die agtergrond geskuif. Daar's altyd verskonings as dit kom by die dinge van die Here. Maar hulle besef nie die bruidegom is op pad nie. Die bruidegom is om die draai. Soos my vrou ook eendag gesê het, en dit is so waar, as die Here kom, gaan die mense vir die Here sê, maar Here, wag net eers 'n bietjie voordat jy kom. Ek moet net vandag by my vriend gaan kuier. Of Here, wag net vandag voordat jy kom, ek moet net vandag hier 'n paar dinge doen. Nee! As die Here kom, dan kom hy. Hy gaan nie vra nie, hy gaan nie laat weet nie. Bring genoeg olie. Sit ekstra olie in jou lampie. Dat jy kan reg wees. Maar het jy al agtergekom, as jy wat met die Here wandel, ander probeer waarsku? My broer, kry vir jou olie. Ek het nog genoeg olie ingesit, maar kry vir jou olie, my broer. Los my uit, ek weet wat ek doen. Ek wil net sê, maar ek het genoeg olie. Jy het nie nodig om vir my te sê wat om te doen nie, hoor? En dan kom die bruidegom en dan kom hy agter my die olie nie. Nou wil hy olie by jou leen. Maar jy het nie om te gee nie, want jy het net genoeg vir jouself. Nou probeer jy iemand help in die kerk. Moet my nie veroordeel nie. Hoekom oordeel jy? Los my uit. En dan kom die Here en dan sit jy buitekant. Maar toe mense jou wil help en met jou wil praat en jou wil lei, toe wil jy nie luister nie. Ons wil ons eie koppe volg. En om olie in jou lampie te hê, beteken die Heilige Gees is in jou. Dit beteken die Heilige Gees beweeg en werk in jou lewe. Hulle wat kinders van God is, word gelei deur die Gees van God. Die Here wil 'n verhouding hê met jou. Die Here wil 'n verhouding met elkeen van ons hê. Dis hoekom hy in Johannes 3:16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Maar dan lees ons in Efesiërs 2:8-9, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie. Dis die gawe van God, nie die werke nie sodat niemand mag roem nie. Uit genade word jy gered, ja, maar nou dat jy gered is jy 'n nuwe skepping. En ek het dit al baie gesê, baie gesê. Nou behoort jy aan God. Jy het 'n nuwe kultuur. Kyk wat sê Romeine 6:1-2. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word, vir die wat nou sê, hulle is onder genade? Sal ons in sonde bly, dat die genade meer kan word? Hy vra, moet ek nou ekstra
Sondag en in die sonde bly sodat die genade meer kan word. Maar hoor die antwoord wat hy gee. In vers 2. Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Jy het dan gesterf in die sonde. Kyk ook gou saam met my na die volgende, Hebreërs 10 vers 8. Nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffer en sondeoffers wou u nie hê en het u nie behaag nie. Wat volgens die wet geoffer word? Vers 9. Het hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. In vers 10, deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. As jy God dien, dan sal jy sy wil doen. As jy aan Jesus Christus behoort, dan doen jy sy wil. Die Here soek nie offers en allerhande goed, hy soek gehoorsaamheid. Dat jy sy wil moet doen. En as jy kind van God is, en jou lampie is vol olie, dan word jy gelei deur die Heilige Gees. En as die Heilige Gees in jou lewe werk, gaan jy doen wat Jesus Christus wil hê jy moet doen. Ons wat sê dat ons kinders van God is, hierin is die bewys dat jy gehoorsaam is aan die Vader. Is ons gehoorsaam aan die Vader? As Jesus wat self God was, gesê het dat hy is gehoorsaam aan die Vader, Johannes 5 vers 30, omdat ek nie my eie wil soek nie, maar die wil van my Vader wat my gestuur het. Dis Jesus wat dit sê. Jesus wat kom en sê, hy doen die wil van sy Vader. Hoe kan ons dan sê, ons is gered, ons is verlos, maar ons leef in ongehoorsaamheid. Ons ploeter maar voort en ons doen maar wat ons lus kry om te doen. Galasiërs 2 vers 20 het ek al so baie aangehaal nie. Ons het gesterf vir jouself. Jy is dood vir jouself. Die dag as jy by Christus uitgekom het, het jy gesterf. Jy kan nie anders as om in totale gehoorsaamheid aan God te leef nie. Want dit is nou in jou natuur. Jy het 'n nuwe natuur gekry. Hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is, as julle mekaar liefhet. 'n Nuwe gebod gee ek julle dat julle mekaar moet liefhet. Wees heilig, want ek is heilig. Sondag nie meer nie. Gaan maak disippels. Dra veel vrug. Wees waaksaam. Waak en bid. Bid sonder ophou. Hoeveel van die dinge doen ons? Alles bevele van die Here in die Nuwe Testament wat die Here vir ons kom gee. Is ons gehoorsaam aan die Here? Doen ons wat hy wil hê ons moet doen? Hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is, julle mekaar liefhet. Het ons liefde onder mekaar? Doen ons die dinge? Kyk ook gou na die volgende, Galasiërs 5 vers 24. Maar die wat aan Christus behoort, luister mooi. Die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Vers 25. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Jy wil weet of jou lampie reg is. Jy wil weet of jy reg is vir Christus se koms. Wandel jy deur die Gees. Laat jy die Heilige Gees jou lei en wandel jy in sy woord en leiding en raad. Of doen jy wat jy wil goed van toe te doen. Kolossense 3 vers 5, maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodsdiens is. Waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook voorgewandel het toe julle daarin geleef het. En kyk nou vers 8, Kolossense 3 vers 8. Maar nou moet julle ook dit alles aflê. En hoor nou mooi, daai ander boonste goed sê baie van ons doen nie die goed nie. Okay, fine, jy doen dit nie. Maar sê bietjie vir my, hoeveel van die wat nou genoem word, doen jy dalk? Maar nou moet julle ook dit aflê, naamlik
toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werk afgelê. Word jy woedend, word jy kwaad, laster jy ander mense, praat ons skandelike vuil taal, skinder ons van mekaar, praat ons die waarheid. Ons is kinders van die Here, dan moet ons by die dinge hou. Dis woord van God wat dit vir ons sê. Wat my getref het in Kolossense 3 vers 17. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Dit is 'n mooi vers. Kolossense 3 vers 17. En wat julle ook al doen in die woord of in daad. Nou sê vir my, hy sê hierso, doen alles in die naam van die Here Jesus. Hoe gaan jy kan vloek as jy dit in die naam van die Here Jesus Christus doen? Hoe gaan jy kan skinder as jy sê jy doen dit in die naam van Jesus Christus? Jy kan nie. So as jy dinge doen, asof jy dit vir die Here doen, gaan jy begin let hoe jy optree. Jy gaan dalk wil kwaad raak, dink jy. Ek moet optree soos die Here wil ek moet optree. En jy word kalm. En jy praat met 'n rustige stem. Jy gaan dalk wil vloek, maar dan gaan jy dink, ek kan nie vloek nie, want dit wat ek doen, doen ek tot eer van Jesus Christus, en vuil taal gaan nie Jesus Christus vereer nie. Ek kan nie vloek nie. Voordat jy jou lewensmaat verneek met iemand anders, gaan jy dink, maar ek kan nie Jesus Christus skade aandoen nie. Voordat jy jou lewensmaat of jou partners uitskree en vloek, gaan jy dink, maar ek kan dit nie doen nie. Want ek moet dit wat ek doen, doen ek vir Christus. Sê my, hoe lyk jou lampie? Hoe lyk jou lampie? Is die Heilige Gees in jou lewe, word jy gelei deur die Heilige Gees? Want hulle wat kinders van God is, word gelei deur die Gees van God. Dit is baie duidelik as jy na die skrif kyk. Die Heilige Gees is die olie in ons lamp. Hy is die vuur wat binne in ons brand. Hy is die een wat ons lei en ons lig laat skyn. En onthou, kind van God, wat sê die Here vir ons as ons by die Here kom of as ons vergifnis gevra het? Die ou dinge gaan verby. As jy gefouteer het en jy het vir die Here vergifnis gevra, dink die Here nie meer is daar nie, want dan verwyder dit so ver soos die ooste van die weste. So maak die saak as jy geval het nie. Staan op en vra vergifnis vir die Here en gaan aan. Maar leer uit jou foute. Ons kan nie aanhoudend dieselfde ding wil doen en die hele tyd net vergifnis vra. Want dit werk nie so. Soms gaan jy val en foute maak. Ons is net mens. Dawid het geval, hy het groot foute gemaak. Maar Dawid het opgestaan en het gesê, ek het teen God alleen gesondig. En hy het vir die Here vergifnis gevra en die Here het hom vergewe. Die Here sê, Dawid is sy oogappel. Dink bietjie daaraan. Het jy gaan kyk wat het Dawid gedoen? Die Here sê, dis my oogappel. Want Dawid het geweet om sy sonde te bely voor die Here en te erken as hy verkeerd was. As jy gaan erken voor die Here, Here, ek was maar swak en ek het geval, Here, gaan die Here jou vergewe. Maar vlug van die sonde, so ver as wat jy kan, vlug van die sonde. Hoe lyk jou lampie? Wil jy weet of jy kind van God is? Die bewyse sal daar wees. Jy dra veel vrug. Jy gaan vrug dra en die wêreld gaan dit kan sien, sonder dat jy 'n woord praat. Soos ek al baie gesê het, vertel vir ander van Jesus. En as dit nodig is, gebruik woorde. Jou lampie sal slegs kan brand as die Heilige Gees in jou is. En die wat kinders van God is, sy lampie sal vol bly, want die Heilige Gees sal dit volhou. En dis die wonderlikste ding. Elke dag sal die Heilige Gees sorg dat jy genoeg het vir elke dag. Dankie vir die Heilige Gees. Dis hoekom dit so wonderlik is wat Jesus gesê het, as ek weggaan, dan stuur ek vir julle die trooster. Julle gaan nie alleen agterbly nie. Volgende week gaan ons Pinkster hou. Gaan ons weer 'n bietjie dieper en kyk met die Heilige Gees.
en hoe die Heilige Gees in mense se lewens gewerk het. Die wonderlike ding is, die Heilige Gees is uitgestort op elke kind van God. En hy is elke dag daar om vir jou nuwe olie te gee. En as jy swak voel en jy gaan bid vir die Here, Here, my lampie voel leeg, maak hom vir my vol, Here, gaan hy dit doen. 5 maagde het geglo, hulle is reg, en het dit gemis. Hoeveel mense sit in die kerk en hulle gaan dit mis? Wat van jou? Hoe skyn jou lamp? Hoe lyk jou olie vanaand? Jesus Christus is op pad. Hy is op pad. Hy kan nog 100 jaar vat, maar wat as jy vanaand by die deur uitstap en 'n hartaanval kry? Is jy gereed vir die trompet om te blaas? Die bruidegom is op pad en ons kan nie meer speletjies speel in die kerk. Ons kan nie meer speletjies speel nie. En soos ek gesê het, die woord gaan spesifiek aan die gemeente. Ons moet dalk begin 'n voorbeeld wees vir die wat daar buite is. Laat jou lig skyn, laat hulle kan sien. In 'n donker wêreld dat hulle kan sien, daar's 'n lig wat skyn. Hy kom om sy bruid te kom haal. Is jy gereed? In 1 Tessalonisense 4:16 tot 18, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar met hierdie woorde. Jesus is op pad. Ons lê oor met ons. Ja, Here Jesus, dankie vir die woord wat vanaand uitgegaan het. Here, ons weet U te behaag met ons. Daarom wil U hê ons moet onsself daagliks ondersoek, om seker te maak dat ons lampies reg is. Dat ons seker sal wees ons het genoeg olie, Here. Laat ons nie omkant gevang word nie. Want daai 5 maagde was deel van die groep maagde wat daar was om die bruidegom te ontmoet. Tog was net 5 reg, Here. Hoeveel van ons sit in die slaap in die kerke, ons hou ons besig met allerlei dinge en ons lampies is leeg. Ons het nie olie nie. Help ons dat ons elke dag onsself sal ondersoek en sal seker maak dat ons lampies vol olie bly. Laat as U op daai wolke kom, Here, dat ons gereed sal wees. Heilige Gees, ek kom pleit by U. Ons het U nodig. Ek het U nodig. Ek kan nie sonder U. Heilige Gees, vul my lampie op daagliks. En as daar iets is by my wat verkeerd is, wys my dat ek kan regmaak. Lei my in die waarheid. Vorm my en maak my na U beeld. Dat ek reg sal wees as Christus op die wolke kom. Dankie, Here Jesus, vir U genade wat ons gered het. Ons weet dit is slegs U genade wat ons red. Dit is nie ons werke nie. Maar nou wat ons gered is, het ons 'n nuwe natuur gekry. Nou behoort ons aan God en ons is God se kinders. En nou moet ons lewe soos wat U wil hê ons moet lewe. Help ons daarin, Heilige Gees. Lei ons, dra ons, versterk ons. In die naam van Jesus Christus vra ek dit aan U. Amen. Nou gaan ons lekker saam sing. Ons lekker om te sing. Yes. Oil in my lamp,
julle liggies baie helder skyn, want Jesus is op pad. Yes, amen. Kom ons lê die ore met ons op. Ja, Here Jesus, dankie vir die goedheid en genade. Ek wil vra dat U nou elkeen sal seën en sal behoed en bewaar. Gaan met ons en bewaar ons, Heilige Gees, bekragtig ons, dra ons, versterk ons, totdat U kom om ons te kom haal. Amen en amen.